Goeiedag almal, ons gaan vandag begin met die 9 gawes van die Heilige Gees en die 3 groeperings daarvan, sodat dit makliker verstaanbaar en makliker kan agterkom hoe hulle in mekaar werk en hoe hulle in mekaar vloei. En ek wil net vir ons bid. Vader, baie dankie dat ons die Heilige Gees het wat in ons woon om deur ons te werk en ander mense se lewens kan aanraak. Dankie Heilige Gees dat U wil doen wat U wil doen, wanneer U dit wil doen, en U soek net 'n instrument, net 'n persoon wat sal sê ek sal 'n verlenging wees van die Heilige Gees binne in my. Dankie Vader, seën hierdie lesing, ek bid dat elkeen mooi sal verstaan en dat hulle geaktiveer sal word, maar nie net dit nie, maar so opgewonde sal raak, om ook in die gawes van die Heilige Gees te vloei. So kom ons gaan lees daar in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat toe julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Vers 4. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees, en daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan die ander een 'n woord van kennis, vanweer dieselfde Gees, aan 'n ander deur die geloof dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander onderhande tale en aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. In die vorige lesing, en ek wil glad nie weer deur dit gaan nie, maar dit is belangrik om te weet dat ek vir julle daar verduidelik het, dat dit die Heilige Gees binne in ons is, die Gees van Jesus Christus wat binne in ons is, wat binne in ons kom woon het, wat ons in staat stel om te vloei in die gawes van die Heilige Gees. So dit is nie ons eie talente nie, dit is nie ons eie oulikheid nie, maar dit is die Heilige Gees binne in ons wat hierdie werkinge doen deur 'n wedergebore Christen. So met dit gesê dan, wil ek vir jou sê, dat hierdie gedeelte wat ons gelees het in die Bybel, vers 11, wat sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos wat hy wil. Daarom is dit belangrik om te weet, dat dit is nie 9 verskillende Heilige Geeste, wat binne in ons woon nie. Dit is nie Heilige Gees die een wat gesond maak nie. Dit is nie Heilige Gees, of dit is nie Heilige Gees die een wat profeteer nie, of eerder Heilige Gees wat 'n woord van kennis het nie. Nee, dit is die Heilige Gees, die persoon van Jesus Christus, die volheid wat binne in ons kom bly, 'n volheid, nie 9 klein gedeeltetjies nie. En daarom kan ek vir jou sê, dat elke gawe van die Heilige Gees kan en moet ook deur jou vloei en deur jou gebruik word. Dit is vir jou gegee as 'n geskenk. Dit is vir jou gegee as 'n geskenk om ander mee te seën en die koninkryk te bevorder. So iemand kan nie nou na jou toe kom en vir jou sê, "Oor, sal jy asseblief vir my bid, ek het 'n verskriklike hoofpyn nie, of migraine nie." En dan kan jy nie sê, "Nee, jammer, ek bid nie vir siektes nie, ek profeteer net." Of as iemand na jou kom en sê, "Sal jy asseblief vir my 'n woord van kennis of wysheid gee of profeteer of wat ook al," dan kan jy nie sê, nee, ek kan nou nie vir jou profeteer nie, want ek dryf net duiwels uit nie. Nee, so werk dit glad nie, want die Heilige Gees, soos wat hierdie woord sê, hy deel uit soos wat hy wil. Dit word gegee op wat nuttig is op daardie oomblik. Jy kan nie
wil 'n duiwel uitdryf wanneer daar nie 'n duiwel is om uit te dryf nie en jy moet vir 'n siekte bid nie. Want dit is dan nie nuttig nie. Jy moet doen wat nuttig is. Kyk wat sê vers 5. En daar is verskeidenheid en is dieselfde Here. En dan vers 6, en daar is 'n verskeidenheid van werke en tog is dit dieselfde God wat alles omring daai, wat alles in almal werk. So alles, al die gawes van die Heilige Gees kan in almal werk, volgens vers 6. Al die Heilige Geesgawes kan in almal werk. En die ding is net dat jy is miskien meer gemaklik daarmee om in die onderskeidingsgawes of in die openbaringsgawes te vloei. Dit is vir jou makliker wanneer jy bid om prentjies te sien en so dis net vir jou makliker, so nou gaan bid jy nooit vir siekes nie. Of is vir jou miskien, jy het meer boldness en braafheid om vir siekes te bid en 'n groter geloof en dan gaan bid jy eerder vir siekes, maar jy vloei weer nie in die profesiegawes nie, omdat jy nie gemaklik is daarmee nie. Maar dit is nie te sê dat jy nie kan nie en nie moet nie. En ek het al deur die jare gesien hoe mense se gawes en die verskeidenheid van gawes in mense al hoe groter en groter en groter word en meer groei, soos wat hulle meer en meer toelaat dat die Heilige Gees, dat Jesus deur hulle die werk doen en hulle nie net doen waarmee hulle gemaklik is nie. 'n paar jaar gelede het die Here vir my in my binnekamer vir my gesê, trek aan jou skoene, vandag gaan ons werk aan jou gawe van genesing. Ons gaan werk aan die gawe van genesing binne in jou. En dis nou nie dat ek nie al het vir siekes gebid nie. Ek het dat wonderlike dinge al gebeur deur gebed en deur die Here wat mense gesond maak ensovoorts deur my, maar dis nie iets wat ek gereeld gedoen het nie. Maar daardie dag toe sê die Here vir my, vandag is die dag, ons gaan na die plaaslike kliniek toe gaan, ek en jy. So het ek aangetrek en dit was nog in die middel van die winter gewees en ek is na die kliniek toe en daar was 'n vol kliniek. As jy in Suid-Afrika bly, dan weet jy hoe vol kan die klinieke wees. Hulle sit sulke rye. Jy kom 7:00 die oggend daar aan en teen 3:00 daai middag het jy dalk eers by die verpleegster aangekom. Maar in elk geval, so sit die mense daar voor my en ek het net by stoel nommer 1 begin. En ek het gesê, good morning, goeiedag, my naam is Jessica. Die Here het vir my opdrag gegee vir oggend dat ek vir siekes moet bid en waar is 'n beter plek as om na die kliniek toe te kom en dan vir siek mense te bid. Kan ek asseblief vir jou bid? En party mense het gesê nee, hulle wil niks weet daarvan nie. Baie min van hulle. En ander mense het gesê ja, asseblief. En so het ek by stoel nommer 1 begin en ek het begin by nommer 1, na nommer 2 toe, en so het ek vir elke persoon gebid, regdeur tot aan die einde, tot by die laaste stoel. En as daar nog mense ingekom het, dan het ek vir hulle ook gebid. Ek weet nie hoe laat ek daar uit is nie, maar dit was wonderlik geweest. En die Here het regtig, ek weet dat hy mense aangeraak het. Mense kan maar baie privaat wees. Party wou hê ek moes privaat vir hulle bid. Party het nie omgegee dat ek voor hulle voor bid nie. Voor die ander mense vir hulle bid nie. Party mense het gesê nee, dankie, maar so het ek gebid en ek weet dat die Here het daai dag mense aangeraak en genees. So net so rukkie daarna gaan ons toe na die Wimpy toe en ek vat 'n vriendin saam, net om 'n lekker Wimpy koffietjie te drink. En in die Wimpy sê die waiter vir die ander vrouens in die Wimpy, there she is, daar is sy. En sy kom na my toe en sy sê vir my, it was you. Ek sê, what did I do? Sy sê, you were there by the clinic, you were praying, you prayed for me, and that day I was healed. And thank you. And all my colleagues are here, will you also pray for them? En daar kon ek vir die Wimpy personeel daai dag bid, daar in Nylstroom nog, en ek het my hande op hulle gelê en ek het vir elkeen van hulle gebid, of dit nou 'n profesie was, of dit genesing was, of dit 'n woord van kennis, wysheid, wat ook al die Here wou doen daardie dag, kon ek gedoen het, omdat ek gehoorsaam was om te gaan na die kliniek toe, en omdat al was dit dan net daai een persoon, so aangeraak was, kon ek weer
teruggaan en ek kon gaan bid het vir die ander vrouens wat ook in die hompie was. So jy sien, wanneer jy gehoorsaam is om jouself te strek, om in die gawes van die Heilige Gees te vloei, dan sal jy ook jouself strek om te vloei in die gawes wat jy dalk nie eers meer gemaklik is nie, maar die Here maak 'n deur oop. En ons vergeet dat dit nie ons is nie. Wat het my gemaak in elk geval te doen met die werk wat die Here wil doen? As die Here sê bid vir die siekes, as die Here sê bid vir die dowes, as die Here sê sit jou hand op die mond van die stomme, as die Here sê bring 'n profesie, as die Here sê dryf uit die duiwel, as die Here sê wat ook al die Here sê, wat het dit met my gemaak te doen? Dit het absoluut niks met my te doen nie, want dit gaan oor die Here. Dit gaan oor die Here wat 'n werk wil doen in mense se lewens. Nou Paulus skryf hier aan die Romeine dat hy nie wil hê dat hulle onkundig moet wees nie, want jy sien die Romeine was so dik in die okkulte gewees, en hulle het die vieslikste offers gedoen vir genesing en vir rykdom en vir alles, en jy kan maar gaan lees in die Bybel van die tempelprostituie en ag nee, dit is sommer net 'n vieslike spul gewees wat hulle alles gedoen het, en hoe Paulus vir hulle skryf en vir hulle sê, toe julle nog heidene was, het julle hierdie stomme afgode, wat julle vieslike goed laat doen het julle hulle gevolg, en hulle het nie ware krag nie, hulle kan nie eers praat nie, want jy sien die hoogste autoriteit lê by Jesus Christus, en word deur die Heilige Gees gegee, en word deur die Heilige Gees toegepas, en ons kan net die Heilige Gees volg, en ons kan nie stomme afgode volg nie, want daar is absoluut geen krag. Daar is geen krag in stomme afgode nie. En ek het gesien hoe mense banger is vir die okkulte as wat hulle is vir die dinge van die Here. Die Here het soveel meer krag. Die ouens in die okkulte is net baie meer beter opgelei om te doen wat hulle doen. Hulle is soveel beter opgelei. En as ons kan begin opgelei word om te besef wat die krag en die autoriteit binne in ons is, dan gaan ons hierdie okkultiese ouens, soos wat Petrus en Paulus en elkeen van hulle en Jesus gemaak het in die Bybel, en hulle stil maak en hulle verneder, omdat die krag van die Heilige Gees deur ons vloei. In Handelinge 8 is Simon die towenaar, en ek dink in die vorige lesing ook oor hom gepraat, en hy was eintlik, sy towerkragte was demonies gedryf, en hy het towerkragties en krag goed gedoen. Maar toe hy saam met Petrus hulle begin beweeg, en hy het gesien wat Petrus hulle doen in die naam van Jesus. En hy het nie dit gehad nie, want as hy gehad het wat hulle gehad het, sou hy nie vir hulle geld aangebied het om ook die Heilige Gees te kan kry nie. So sy towerkragte was nie naasten by waar Petrus hulle deur die Heilige Gees gewerk het nie. En Simon die towenaar is presies die voorbeeld wat ons nie moet wees nie. Die gawes van die Heilige Gees mag nie vir ons eie promosie gebruik word nie. Dit is nie vir ons geestelike status nie, dit is nie vir 'n titel nie, dit is vir niks anders as om die Here te verheerlik nie, en vir wat nuttig is, om die koninkryk uit te brei, en om die koninkryk van lig te vestig op aarde. So 'n vinnige opsomming van hierdie oorsig. Nommer 1, die volheid van die Heilige Gees is inwonend in jou. Dit is om te gebruik vir wat nuttig is, sodat alles in almal kan werk, al 9 in almal kan werk, op die regte tyd, op die regte plek, vir daai oomblik wat dit nuttig is. Dat jy in staat is om deur die Heilige Gees en deur die krag van die Heilige Gees 'n verskil te maak in jou onmiddellike omgewing en verder. So ek bid vir ons. Vader, dankie dat ons vandag kan weet dat U in ons woon, dat ons een is met U, en dat U 'n werk wil verrig deur ons. Ek bid dat U ons sal aanraak, dat U ons sal so aan die brand steek, om uit te wil gaan, en net mense te gaan aanraak. Loof U, Here, in Jesus se naam. Amen.